Goeiedag, baie welkom by Nuwe Denke en Koswenke. Ek is Monica Kleinhans en ek is getroud met Jan Hendrik Kleinhans en ons is nou al saam 10 jaar in die bediening. Ek wil vandag graag my journey met jou deel oor my gewigsverlies. Nou al, ek dink is al 2 jaar en 4 maande. En ja, ek hoop dit gaan jou vandag ook bemoedig en dat jy ook by gesonder keuses en 'n leefwyse kan uitkom. So mag hierdie vir jou ook 'n blessing wees vandag. Op 23 November 2020 begin my storie en ek neem 'n besluit vir die hoeveelste keer. Genoeg is nou genoeg. En jy sal nou vra wie begin die eet aan die einde van die jaar of 'n maand voor Kersfees. So hierdie besluit het nie net uit my uitgekom nie, maar ek het regtig vir die Here gevra om my te help, om 'n plan te gee hoe om gewig te loop en dat dit asseblief hierdie keer net suksesvol sal wees. Die woord sê so mooi, ons kry nie wat ons vra nie. En toe gee hy vir my Romeine 12 vers 2. Julle moenie in hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ek het 'n paar keer hierdie skrif gekry en wat vir my uitgestaan het was die hernie jou denke of vernuwe jou denke. En ek kon verlang nie verstaan het wat die Here vir my daardeur wil sê nie, maar ek besef toe ek moes anders dink oor my eetgewoontes en anders dink oor my liggaam. Vir my was ek was okay geweest en 'n mens steek mos altyd hierdie gevoel weg agter klere of agter mense. Jy sal nooit voor op 'n foto staan nie, jy sal altyd mense agter dit staan. En ja, ek deel vandag met jou my journey, so elke een het 'n verskillende journey en jy luister vandag hier en jy kom vandag ook by 'n keerpunt wat of dit nou oor gewig gaan en of dit oor verhoudings of gesondheid of finansies gaan. In elke area is daar 'n spesialis in die gebied. Vir verhoudings kan jy na 'n beraader of 'n sielkundige toe gaan, oor jou gesondheid gaan jy na 'n dokter toe. Oor finansies kan jy na jou bankbestuurder of 'n finansiële adviseur gaan, maar as dit by gewig kom, is dit so amper asof ons dit op ons eie wil doen en nie altyd uitreik en 'n oplossing kry vir dit nie. En die mense wat weet sê altyd, ja, as jy iets wil bereik, gaan na iemand toe wat al die pad gestap het. Ek het eendag vir ons dokter gesê, sy wou ook hê iemand moet deel word van die program en die persoon kan nie die kop skuif maak nie. En sy sê toe maar die sielkundige sê vir haar, sy moet net begin stap. Toe vra ek vir haar, was hierdie dokter al ooit oorgewig geweest? Want jy sal nie verstaan as jy nog nie daar was nie. So ek sê niemand wil in Verenigde Strate stap as jy 40 kg of 50 kg oorgewig is nie. So en toe sê sy, "Haai Monica, ek het nog nooit so daaraan gedink nie." Toe sê ek, "Ja, want jy was nog nooit oorgewig nie, so jy sal nie daaraan dink nie." En nie lelik nie, maar sy het net gesê, sy besef, dit is van daai sit jou in my skoene. So vir elke area in daai gebied kan jy na 'n spesialis toe gaan wat jou help, maar as dit by gewig kom, is dit jy en jy alleen. En glo my, ek was al op alle dieete onder die son. Ek sukkel al my lewe lank met my gewig en dan het ek diepel of daai inspuiting gebruik en dan val ek af en dan tel ek net weer dit plus dit nog meer op. So niks was vir my volhoubaar nie. Ek kon dit nie 'n leefwyse maak nie. En baie van die programme is as jy die gewig afgeval het, dan wys hulle jou nie hoe om te leef nie. En dit is wat so lekker van Duken is, daar's 4 fases. Hulle berei jou al voor vir as jy al jou gewig afgeval het. So begin ek toe eers met ketose in daai November maand. Ek het 'n paar kilogram, ek dink 2 tot 3 kilogram verloor, voordat toe nou Desember vakansie is en ek besef toe, okay, nou is ek vakansie en hoe gaan ek nou maak? Maar ek het besluit ek gaan steeds gesonder keuses maak. So een aand nou, as jy mos nou op hierdie Facebookblad, dan gooi hy mos vir jou alle dieete en goed uit as jy nou begin krap daar. So een aand kom ek toe nou op die Duken leefstyl af en ek lees elke aand al hoe meer en Nikkie se transformasie was vir my amazing geweest. En ek begin nou te toets van die produkte en ek probeer van die broodjies bak en ek dink, jette, hierdie kan vir my werk hoor, want kyk, as jy nou vir my wil kwaad hê, dan moet jy nou laat 'n kos weeg of tel. En ek dink dit was daai, jy mag van 100 eet soveel soos jy wil, wat my getrek het na Duken toe, want almal sê altyd jy's 'n emosionele eter. Nou ek het nooit geweet wat dit beteken nie, want ek eet as ek gelukkig is of as ek hartseer is, ek het geëet. Ek hou van eet en ek hou van kos maak, so vir my was dit net altyd 'n go-to geweest. En glo my, net soos wat drankeverslawing is kos vir party mense verslawing. En die sleg van dit is net, ons kan dit nie wegsteek nie, dit wys in die publiek. Ek het toe begin nog resepte toets en ek het 'n vriendin, ons is toe see toe en ons begin toe die Desember vakansie en ek leer haar hoe om gesonder keuses te maak en hoeveel carbs jy mag eet en hoeveel nie en net om 'n beter keuse te maak en nie uit te mis nie. Dit was vir my goed om te weet ek kan op die holiday plan gaan
Dis so 'n vakansieplan. Ek sal meer in die volgende program van dit vertel. Ek het besluit ek gaan eers op die holiday plan en dan gaan ek Januarie vasdrap en voldoeken begin. En ek onthou, ek het sulke haakskeenpyne gehad altyd as ek opstaan, dan hinkepink ek eers voor ek amper nou kan wegtrek en glo my, ek het my skaal ingepak oor die Desember vakansie. En ek onthou die een oggend toe ek opstaan, toe sê ek vir Jan, my hakke pyn nie meer en ek was so verbaas en toe ek op die skaal klim, toe sien ek maar ek is 6,8 kg af. Deur my gesonder eet, deur my Desember vakansie, het ek nog steeds afgeval. En dit het my so geïnspireer om te besef, weet jy wat, jy mis nie uit nie, dis net 'n keuse wat jy moet doen om gesonder te lewe. So Januarie, die 3 Januarie 2021, trap ek toe vas en ek begin met my eerste doekenfase wat ons noem die attack fase. In daai eerste fase, ek kon net 5 dae, ek doen nie so goed met baie proteïene, ek mis my slaai en groente, maar hulle het vir my gesê, gaan net so ver soos jy kan en dan as jy nou nie meer kan nie dan, so ek het van die maandag tot die saterdagoggend my attack gedoen en in daai 5 en 'n halwe dag het ek 3,8 kg verloor. Toe begin my reis en toe is ek nou heel ingekoop in hierdie ding en ek val toe so gemiddeld 500 gram tot 1,3 tot ek weet ek het 1 week 1,6 kg afgeval. Jy raak so dat jy wil reg eet want jy weet wat die skaal wys. Vir my in my kop is kos nog altyd 'n battle. Ek hou van lekker eet en ek hou van om vir my mense lekker kos te maak. Dit het net vir my gevoel, ons mis nie uit nie. En Jan Hendrik het amper vir die eerste tyd nie geweet ek is op hierdie doeken ding nie, want hy het so lekker saam geëet, so hy het nie besef, daar is goed wat jy anders doen, maar hy het dit ook verstaan, hoe jy nou begin eet, een dag aan, een dag af noem ons dit, maar ek sal julle meer in die volgende program oor dit verduidelik. Ek wil julle nie nou daarmee bemoei nie, maar dit sal ek verduidelik in my tweede program. Verder eet jy heerlik. Kyk, ek lees mos 'n resepteboek soos 'n storieboek. So vir my is dit ek doeken alles. Die wêreld wil 'n mens altyd so van buite af na binne toe verander, maar ek weet die Here se transformasie begin van binne af. So happiness is 'n inside job en as jy nie jou kop reg het om hierdie ding te doen nie, want alles in die lewe is 'n keuse. So jy kies om ligter te leef, jy kies om gesonder te eet. Daar's 'n skrif wat sê, mooi klink die voetstappe van hulle wat die evangelie verkondig. En ek dink, as jou voetstappe mooi moet klink, moet dit lig klink. Want 'n mens loop anders as jy swaarder is. As jy ligter is, loop jy anders. En jy hoor ook hoe loop iemand wat swaar is en jy hoor hoe iemand wat ligter is. So, vir my het die Here regtig daar kom openbaar, weet jy wat, Monica, gooi af die bagasie wat jy gedra het en leef ligter. Want ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Om ligter te leef, dink ek, is ook gesonder. Dit is baie soos om die Here te dien. As jy reg leef en reg gehoorsaam is, dan is daar 'n seën en 'n blessing in die môre wat kom. Dis net soos met eet. As jy verkeerd eet en nie reg eet nie, dan wys die skaal dit die volgende dag. So vir my was dit regtig, ek is die Here so dankbaar vir hierdie plan en sy plan met my lewe en dat ek ook ander mense hierdeur kan help wat in dieselfde bootjie as ek is. Toe ek by die Here uitgekom het ek gaan Google wat my naam beteken en the biblical meaning is gee raad aan ander of advisor. So nooit het ek geweet dat ek kan nou ander mense help met dit nie. Ek het altyd gewonder wat en tot hierdie ding met my gebeur het en dis nou 2 jaar wat ek Doeken doen. Ek gaan volgende week vir julle meer vertel van hoe Dr. Doeken leefstyl werk en van waar dit kom. So jy kan bietjie gaan oplees oor Dr. Doeken as jy wil. En dit is baie interessant om te sien die wenke wat hy gee en it's a lifestyle, dit raak 'n leefwyse. Vir my is dit lankal nie meer 'n dieet nie. Ek wens jou 'n mooi dag toe, vrede en liefde, tot ons weer kuier. Story of me was a story of shame. Wrong turns written on every page. So many parts that were so messed up. But I love the part where you showed up. Rewriting my past, rewriting my hurt. Line by line, word by word. And now my story is living proof. There's not a chapter that you can't use. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message. In all things I know you're working one line.
Now the story of me is a story of grace, fingerprints of mercy on every page. No more ashamed of the path I took. You set me free to be an open book. If even my scars are part of your plan, take all of my heart, Lord, here I am. My only cause till you call me home is knowing you more and making you known. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message. In all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. All for you, not for me. My story, your glory. All of me, all for you. Let all I say and all I